Dit is die begin van 'n nuwe week en ek wonder wat se uitdagings moet jy in die oë kyk in hierdie week. En daarom is hierdie 'n belangrike boodskap. 'n Christen kan nooit sy week en sy uitdagings soos 'n verloorder of as 'n verloorder begin nie. Baie keer sê die wêreld, hulle praat van 'n loser. Die waarheid is oor 'n Christen, ons is meer as oorwinnaars. 'n Bekende biskop in die naam van Jeremiah Park het as spreker by 'n konferensie sy boodskap met die volgende persoonlike storie afgesluit. Hy het 'n hoenderhaan van glas opgelig en die volgende storie vertel om daarmee te illustreer dat ons die uitdagings wat ons in die oë kyk, in die geloof tegemoet moet gaan, eerder as om toe te laat dat vrees die bepalende faktor sal wees. Hy het vertel, my pa het jare lank by 'n Methodiste kerk in Korea gewerk. Een van die maniere wat ons gebruik het om kop bo water te hou, was om op klein skaal hoenders groot te maak. Een van die hoenders was in my oë 'n groot en 'n uitdagende haan. Ek was omtrent 3 of 4 jaar oud toe ek die onvergeetlike ontmoeting met hierdie hoenderhaan gehad het. Hy was besig om iets op die grond op te pik, en toe ek by hom verbyloop, het hy skielik na my toe gehardloop en my begin skop en pik. As kind het ek huilend huis toe gehardloop. My pa het gevra wat het gebeur. Nadat hy na my storie geluister het, het hy my op my naam geroep en vir my gesê, pa gaan vandag vir jou iets leer wat jy vir altyd sal moet onthou. Kom, ons gaan na die haan toe. Nee, het ek geantwoord, ek is bang vir hom. Moenie bekommerd wees nie, het sy pa aangedring, want onthou, ek gaan saam met jou. Op hierdie stadium was die konferensie nou verdiep in sy storie. Hy sê ons het saam hoenderhok toe geloop. My pa het agter my gestaan en hy het vir my gesê, staan nader. Hy het aangehou om my aan te moedig, staan nader, staan nader. En alhoewel hy bang was, kon hierdie jong Bishop Park sy moed bymekaar skraap, want sy pa was mos nou reg agter hom. Uiteindelik was hy baie naby aan die haan. Skop nou die haan, het sy pa uitgeroep. Die konferensie het nie dit verwag nie, saam na hulle asem gesnak. Dit is presies wat ek gedoen het hy gesê. Die haan het weggehardloop en my nooit weer probeer aanval nie. Ek was nie bang nie, want my pa was daar, reg agter my. Die haan het nie net as gevolg van my weggehardloop nie, maar dit was omdat my pa by my was. Die konferensie het in applaus uitgebars. Nadat die handeklap bedaar het, het hy afgesluit met hierdie woorde, moet asseblief nou nie uitgaan en diere begin skop nie. Ek doen 'n beroep op julle om te onthou, dat ons geroep word om in die geloof te leef. Moenie bang wees nie. Die opgestane Christus is met ons. Die uitdaging voor ons is nooit groter as sy krag nie. Hy sal daar vir jou wees. Hy is groter as dit wat jy vandag in die oë moet gaan kyk. Daarom sê 1 Johannes 4 vers 4 vir ons. Hy wat in julle is groter as hy wat in die wêreld is. Kom ons bid saam. Here, ons wil hierdie dag en hierdie week in U naam begin. Dankie dat ons kan staan daarop dat ons meer as oorwinnaars is. Amen.